Is baie bly vir elkeen wat hier is vanmôre. Jy is op die regte plek. En ek weet dat die Here vanmôre in elkeen se hart gaan werk. En ek wil vanmôre 'n gedeelte met u deel, en wel uit Amos die 4de hoofstuk. Vra u mooi sal luister. Praat baie hierso oor die Israeliete. Maar jy weet, ons is die wilde olyf wat op die magolyf ingeënt is. So eintlik praat die woord met ons op. Onthou dit? Baie mense gaan sê, ja, maar ons is nie Israeliete nie. My broer en suster, toe jy die Here Jesus aangeneem het, toe het jy eintlik 'n bloedverandering gehad. En jy het nou ook maar 'n joetjie geword, of jy dit wil glo of nie. Ons koning is koning Jesus. Ek dink ons kan 'n baie beter handeklap vir die koning gee as dit. Hy is ons koning. Hy is werd om geëer te word. Jy weet, terwyl ons vanmôre gesing het ons werklik elke woord wat ons gesing het bedoel. Net so maklik kan ons woorde sing, so maklik kan ons woorde uiter en so maklik daarna kyk. Maar ek wil vanmôre vir die kerk van Christus sê, dit het tyd geword dat ons nie net lippetaal mee gebruik nie. Nie net maklik, dis maklik om iets te sê. Maar moet ons nie bietjie op 'n punt kom waar ons begin hartstaal gebruik nie. Het ons toe op 'n punt gekom waar ons bietjie die mond moet sê, mond nee. Jy gaan nie meer lippetaal gebruik nie, maar ons gaan hartstaal gebruik. Ons gaan met die hart praat. En my broer en my suster, jy weet lippetaal kan maklik vir iemand sê. Ons kan maklik vir 'n persoon sê, ag ek het jou lief. Ag ons sê, jy weet, ek kan maklik hierso sê, pastoor ek het jou lief, maar agteraf dan loop jy en praat van die pastoor sleg. Is ek reg? Of jy praat en sê, "Ai sussie, ek is lief vir jou," maar hier agteraf dan gaan skinder jy vanaf. Nee man. Het dit tyd geword dat die kerk van Christus waarlik kerk sal wees en waarlik die woord van die Here sal uitdra. Weet my broer en suster, ons is in ernstige tye. Daar is my broer Andrew se dogter hierdie week oorlede. Daar's Jenny se skoonmoeder gister oorlede. Ek wil vanmôre vir die kerk van Christus sê, is ons gereed? Hierdie week het so baie dinge gebeur. Ons kan so baie dinge oor hierdie week praat. Maar weet jy wat was vir my die wonderlikste? Wat laas Sondag gebeur het? Ek neem aan dit was laas Sondag. Toe die wêreld se rykste mens sy hart vir die Here gegee het. Elon Musk gee sy hart vir die Here. En weet julle wat vir my die wonderlikste was? Baie mense sê, maar was dit nie dalk 'n foefie nie? Ek wil vir u sê, weet jy wat? Prys die Here vir daai foefie dan, want miljoene mense, miljoene mense het gehoor hoe hy die naam van Jesus bely voor die wêreld. Hoe hy die naam van Jesus uitdra. En liewe broer en suster, 'n ateïs van 20 jaar kom tot bekering. En die getuienisse wat daarna volg, is dat daar so ateïste hom laat weet en sê, as hy tot bekering kom, moet iets in Christendom wees, en hulle kom ook tot bekering. Prys die Here, kom ons sê die Here. Ek wil vir jou sê, kind van die Here, ons is in die laaste tydvak van hierdie ou dispensasie. Wyk Satan, jy gaan my nie laat ons nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, my broer en my suster, as jy nog familie of vriende het wat nie die Here dien nie, begin bid vir hulle. Begin bid dat die Here hulle siele red voor dit te laat is. Want my broer en my suster, ons moet die wagters op die mure wees. Die bloed gaan op jou hande wees as jy nie praat nie.
Die bloed gaan op jou hande wees as jy nie dit uitdra en sê, bekeer jou, bekeer jou, bekeer jou nie. Ons kyk na wat met Israel gebeur het. As ons kyk na die Ou Testament en ons sien elke keer as Israel 'n koning het wat die Here dien, dan gaan dit goed met hulle. Maar as hulle 'n koning het wat die Here nie dien nie, dan gaan dit sleg. Suid-Afrika, is dit nie ook so in ons land nie? Is dit nie wat in ons land ook aan die gang is nie? As ons land die Here gaan dien, my broer en my suster, gaan ons die beste land in die wêreld wees. Maar op die oomblik is ons die swakste land in die wêreld. Want hoekom? Want ons dien nie die Here nie. Alhoewel ons sê, ons het 80% of meer as 80% is Christene. Sogenaamde Christene. My broer en suster, weet jy wat? Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, moenie meer 'n Christen wees nie. Word 'n kind van die Here. Weet jy waarvoor staan Christen? To be Christ-like. Maar die mense is nie. Want ek wil vir u sê, as die mense net begin lewe, soos wat Christus wil hê ons moet lewe, sal dinge beter gaan in hierdie land, sal dinge beter gaan in hierdie wêreld, sal dinge beter gaan in jou huis. But then we must start to be Christ-like. Ons moet Christene wees in die ware sin van die woord. 'n Kind van die Here wees. Maar ek wil vanmôre gou lees. Lees bietjie saam met my Amos die 4de hoofstuk. En ek wil vra dat u hierdie woord gaan bepeins, dat die soete Heilige Gees ook met u sal deel. En dit was vir my so wonderlik. Luister net mooi. Hy sê, hoor hierdie woord. Koeie van Basan, wat op die gebergte van Samaria is. Praat hy hierso van koeie? Nee, hoor mooi. Hy sê koeie van Basan, wat op die gebergte van Samaria is, wat die armes verdruk, die behoeftiges hard behandel, wat aan hulle Here sê, bring aan en laat ons drink. Sien nie wat praat die woord hierso mee? Hulle wat ons onderdruk, wat die mense onderdruk. Sien nie? Praat nie van koeie nie. Hy sê die Here het gesweer by sy heiligheid. Hoor hierso. Die Here sweer by sy heiligheid. En hy sê, kyk, daar sal dae oor julle kom, dat hulle julle met hakke sal optrek, en wat oor van julle oor is, met vishoeke. En julle sal deur die bresse in die muur uittrek, elkeen sonder om weg te kyk, en julle sal weggewerp word. En na Hermon spreek die Here. Kom na Bethel en sondig, na Gilgal, sondig nog meer, en bring julle slagoffers in die môre en julle tiendes al om die 3de dag. En laat wat gesuurd is, 'n lofoffer rook en roep vrywillige offers uit. Laat dit hoor, want so is dit na julle sin. Sien julle? Na julle sin. Hoe maklik wil die mens sy eie sin hê met alles wat hy wil doen? En as hy nie sy sin kry nie, het julle al gesien, as ons nie ons sin kry nie, dan wip ons mos. Dan wip die mens homself, want hy kry nie sy sin nie. Hy kry nie wat hy wil hê nie. Hoor wat sê die woord? En laat dat van wat gesuurd is, 'n lofoffer en rook, vrywillige offers uit, laat dit hoor, want dit is dit na julle sin. Kinders van Israel, spreek die Here. Alhoewel ek, dis God wat hier praat, julle reinheid van tande gegee het. Hoe sê reinheid van tande? Hoor jy wat praat die woord nie? As jy reinheid van tande het, wat gaan jy praat? Jy gaan die woord praat, jy gaan nie onreinheid praat nie. Dan gaan jy reinheid van tande hê. Hy sê hierso, alhoewel ek julle reinheid van tande gegee het in al julle stede en broodgebrek in al julle woonplekke, nogtans het julle tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Die mense bekeer hulle nie na die Here nie. Alhoewel ek die reën van julle teruggehou het, toe dit nog 3 maande voor die oestyd was, en op die een stad laat reën, maar op die ander nie laat reën het nie. Die een stuk land reën gekry het, maar die
ander waarop geen reën geval het nie, verdor het, en 2, 3 stede na een stad geslinger het, om water te drink, sonder om die dors te les. Sien julle? Want die mense wil mos nie luister nie. Nogtans het julle tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Ek het julle met brandkoring en met heuningdou swaar getref. Baie van julle tuine en julle wingerde en julle vyebome en julle olyfbome het die sprinkaan verslind. Nogtans het julle tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Sien julle hierso, hoe baie male moet die Here praat en praat en praat, maar mense bekeer hulle nie na die Here nie. Hulle luister nie vir die Here nie. Hulle doen net wat hulle wil, want hulle soek hulle eie wil. Hoor wat sê hy verder? Ek het die pes onder julle gestuur, op die manier van Egipte. Ek het julle jongmanne met die swaard gedood, saam met die wegvoering van julle perde, en ek het die stank van julle laar laat opstyg, ja, tot in julle neus. Nogtans het julle nie tot my bekeer nie, spreek die Here. Ek het julle omgekeer, soos God Sodom en Gomorra omgekeer het, sodat julle soos 'n stuk brandhout was, wat uit die vuur geruk is. Nogtans het julle tot my nie bekeer nie. Verstaan nie hoekom ek praat? Nogtans, die mens hy gaan deur swaarigheid, hy gaan deur probleme, en hy nogtans bekeer hom nie na die Here nie. Suid-Afrika, wanneer gaan ons luister in hierdie land? Wanneer gaan die kinders van die Here waarlik weer die Here nommer 1 in hulle lewens maak? Wanneer gaan hulle bekeer tot die Here? Wat is bekering? Om te draai van jou verkeerde weë. Om nie meer die verkeerde pad te loop nie. Hoor wat sê hy? Ek wil, voordat ek die volgende vers gaan lees, wil ek gou vir u sê, weet jy wat is bekering? Bekering is, as jy 'n sekere pad geloop het, verkeerde pad, en jy kom tot die Here en jy draai om en jy begin dan die regte pad loop. Dis bekering. Maar weet jy wat gaan vandag in die kerke wêreld aan, omdat dit gesag sou word, omdat hulle mense se ore wil streel en sê, ag nee wat, jy's alright. Dan gaan die mense, ek het net gaan vir my gebedjie gedoen, en ek is nou 'n kind van die Here, en ek draai om, en ek gaan nou net weer aan, sodat ek wil. Dit werk nie so in die kerk van Christus. Dit werk nie so in die kerk van die Here. Ek wil vanmôre vir die kerk van die Here sê, heiligmaking moet weer terugkom in die kerk van God. Die woord van die Here sê, heiligmaking. Sonder heiligmaking gaan ons God nie sien nie. Want weet jy, dit is so maklik om net om te draai en te doen wat jy weer wil. Dit werk nie. Dit werk nie. My hart gaan uit, my hart breek as ek luister hoe mense aangaan, hoe mense wat hulle doen, hoe hulle spreek, wat hulle monde spreek. Dan sê ek, Here, hulle het nie tot bekering gekom nie. Hulle tonge het nie tot bekering gekom nog nie. Hulle spreek nog die dinge van die wêreld, hulle spreek nog net soos hulle wil spreek. Ek luister na iemand wat sê hy is 'n kind van die Here, maar ek luister na sy taal. Weet jy, my broer en my suster, die kleurlinge het vir my so iets ouliks wat hulle sê. Ek weet nie of julle al gehoor het nie, maar ek het al gehoor, dan sê die kleurlinge, hulle sê as daar een bytjie kom, is dit alright. Hy sê as daar so 'n tweede bytjie kom, dan begin 'n mens worry. Hy sê maar as daar 'n derde bytjie kom, dan weet jy weer daar's 'n bye nes daar binnekant. Wat bedoel jy met 'n bytjie? Daai vloekwoorde. Daai vloekwoorde wat mense soos rympies kan opsê. Maar vra hom om te bid. Hy pastoor, hoe kan jy, ek kan nie bid nie, maar ek kan vloek. My broer en my suster, ek wil vanmôre vir die kerk van Christus sê, weet jy wat, ons moet stop met 'n gedagte van godsaligheid. Ons moet stop met 'n gedagte om die Here met 'n gedagte te wil dien. I'm a child of God, I will serve him like I want to do. No!
Serve the Lord. Dien die Here met blydskap. Dien die Here voluit. Ek wil vanmôre vir jy sê, weet jy wat? As jy die Here wil dien voluit, dan is dit reg, dan weet jy gaan eendag hemel toe. Maar as jy die Here halfhartig dien, jy gaan dit mis. Hoor wat sê hy vir ons? Daarom sal ek so met jou handel. Vers 12 van Amos 4. Luister mooi. Daarom sal ek so met jou handel, o Israel. Omdat ek so met jou sal handel. Maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel. Want kyk, hy wat die berge formeer en die wind skep en aan die mens sy gedagtes bekend maak, wat die dageraad duisternis maak, wat op die hoogtes van die aarde wandel, Here God van die leerskare is sy naam. Hoor wat sê hy? Maak jou klaar om jou God te ontmoet. Hoe maak ek my klaar? As jy vir iemand vra, jy moet hom klaarmaak om op verlof te gaan, wat doen hy? Hy pak sy taste, hy kry alles reg, want hy gaan op verlof. Nou wil ek vir die kerk van Christus vra, hoe maak ons klaar om die Here te ontmoet? Ons maak klaar deur heiligmaking na te streef. Ons maak klaar om al die dinge van die wêreld af te sterwe. Ek sal nooit vergeet nie, jare gelede, ek was 'n jeugleier, en ek vat my jeug na waar die jeug saamtrek is. Ek gaan vanmôre dalk iets vir julle sê, wat julle dalk gaan sê, nee maar pastoor, dit is mos nou nie reg so nie. Ek wil vir u sê, weet jy wat? Ek kom met my jeug by die kerk aan. En ons sit, die volgende oomblik, toe begin hierdie jong mense van die ander gemeentes wat daar was. Sê hulle, nee, maar nou, die volgende oomblik, hier begin die ligte uitgaan. Ek sê, nou, die volgende oomblik, hier kom blou ligte, rooi ligte, groen ligte, alle ligte aan, en dit word, selfs hierdie balle wat so in die lug draai, en alles, ek kyk so, en hier kom hulle sê, nou gaan ons julle leer dans in die Here. Ek sê, wat? Ek staan op, ek gee een fluit. Nou my jeug het geweet, daai jaar as Danny gefluit het, dan moet hulle opstaan en hulle kom luister wat hy sê. Ek gee een fluit agter in die kerk en hulle kom almal uit. Daai jeugleier kom na my toe, hy sê vir my, wat gaan nou aan? Hoekom? Ek sê vir my jeug, kom, ons gaan huis toe. Hulle sê, hoekom? Wat gaan nie aan? Ek sê, my broer, ek sê, luister gou, en daar was 'n jong man wat tot bekering gekom het, net die vorige week. Hy sê, ek sê vir hom, want hy sê vir my, hy praat met my, hy sê, Danny man, wat gaan hier aan? Hy sê, die Here het my nou net gered uit die nagklubs uit. Wat gaan hier aan? Is ons besig om die wêreld terug te bring in die kerk? Ek sê vir hom, sê vir daai jeugleier, wat gaan hier aan? Ek sê, dis wat die Here jou van verlos het. Nou bring julle dit weer terug in die kerk. Dan jy moet nie, ek wil vanmôre vir jou sê, my broer en suster, heiligmaking, moet ons heilig wees. Maak jou gereed, klaar om jou God te ontmoet. Dit is 'n dag vir dag proses wat die kind van die Here moet doen. Ons moet aflê die sonde. Ons moet die sonde vernietig. Kom ek vir u sê, daar het gisterand, weet jy, Tracy, dit was vir my so awesome gisterand, toe Andrei vir my so vertel hoe die Here hom besig is om in hom te werk, hoe die Here hom verlos het van dwelms, hoe die Here besig is om dinge te doen. Weet jy, my broer en my suster, dit is wanneer daar so 'n verandering kom, en wanneer die Here besig is om mense rein en suiwer te maak. Maar die kerk van Christus laat dinge toe. Ons kan nie, ons mag nie. God se woord sê, heilig. Heiligmaking moet ons nastreef, want sonder heiligmaking gaan ons God nie sien nie. Vat, dan wil ons eie willetjies hê. Not your will, God, but my will.
Nie u wil nie, Here, maar my wil. Nee. Jy weet, ons moet daai willetjie 'n bietjie vir God gee. Daai eie ek, daai eie wil. Ons moet dit kruisig. Vir die Here sê, Here, help my om heiligmaking na te strewe. Here, help my om die pad te loop wat u wil hê ek moet loop. My broer en my suster, ek wil nie een van julle in die hel eendag sien nie. Ek wil een van die mense in Suid-Afrika in die hel eendag sien nie. Maar die mens wil nie luister nie. Die GPS sê, wees heilig, want ek is heilig. Jesus sê dit vir hulle. Wees heilig, want ek is heilig. Wat doen ons? Maak jou klaar om jou God te ontmoet. Om jou klaar te maak, is van die dinge van die wêreld ontslae te raak. Om bietjie skoon te kom. Sê, Here, ek wil skoon wees, ek wil rein wees, ek wil reg wees, want ek wil dit maak. Die Here het vir ons as wagters op die mure gesit. Jy kan by hierdie pastore gaan vra. Ek wil glo nie een van hierdie pastore sal graag bloed op hulle hande wil hê eendag voor God nie. Pastor Danny, maar jy preek hard vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou sê, my broer en my suster, ons tyd verspeel is daar nie meer nie. As ons hierdie week, as donderdag, Hemelvaartdag, die wegraping is jy reg? Is jy gereed? Of wil jy nog speel? Of wil jy nog wag? Daar's Andrew se dogter, 22 en sy is oorlede. Daar's my seun, my oorlede seun, 18 en hy is oorlede. My broer en my suster, dit hang aan nie af, hoe oud is jy nie? Moenie dink, jy's te oud nie. Langs my seun lê 'n persoon, in Randfontein se begrafplaas, lê 'n persoon met dieselfde datum as wat my geboortedatum is. Presies dieselfde datum. Kon net waar ek gewees het. Daarom wil ek vanmôre vir die kerk van Christus sê, ons kan nie speel nie. Daar's vanmiddag se troue wat ek so gehad het. Gister is die skoonmoeder oorlede. Ek luister na iemand wat vir my vertel, hulle kom en hulle is besig by die troue. Na die troue, toe is hulle nou besig om ons baie bly en hulle dans en gaan te kere daarso. Die volgende oomblik toe die bruid se moeder, sak sy daar in mekaar, hartaanval, morsdood. Ek wil vir jou sê, jou lewe is een asemteug weg van die dood af, onthou dit. Elke asem is 'n genadegawe uit God se hand. Elke asemteug kan jy sê, Here, dankie. Dankie dat ek nog kan asemhaal. Dankie dat ek nog kan lewe. Dankie dat ek nog U naam kan grootmaak. Here, ek wil dit nie mis nie. Ek gaan nie die hemel mis nie. By the grace of God, I'm not going to miss heaven. I will serve the Lord till the last breath. Is dit vanmôre jou smag jy daarna? Of is jy besig om nog bietjie te wil kerk speel? Of wil sê, ag nee wat, die Here, soos wat iemand vir my sê, ag pastoor, daar's nog baie tyd om gereed te maak. Ek wil vanmôre jou vra, is daar? Jy wat nie eers weet wat jy môre nog sal lewe nie, wil jy my sê, jy het nog baie tyd om reg te maak? Ons gaan lees in die woord van die Here, waar Jesus sê, en vir dinges wat hy gepraat het, 'n parable. Het hy gesê daar so vir die ryk man wat sy oes, hy's besig met sy oes en hy bou nog skure om nog meer. Hy sê, nou het ek baie, nou gaan ek lank en baie ryk wees en alles. Wat sê die Here vir hom? Jou dwaas, vannag gaan jy sterwe. En hy sterwe daai nag en hy het niks van sy rykdomme nie. Ek kan julle baie vertel van manne wat my ouderdom is en Pastor Mario, Pastor John, Pastor Kevin se ouderdom is. Dan kom hulle by aftreedatum en sê hulle, nee, genade, nou gaan ek aftree, nou gaan ek dit geniet. Binne 'n kort rukkie nadat hy op pensioen gegaan het, hy kan nie eens sy pensioen geniet nie en hy sterwe. Ek wil vanmôre vir jou vra. En ek's eerlik en ek wil vanmôre elkeen in die oë kyk en vir jou sê, is jy gereed? Maak jou klaar om jou God te ontmoet.
Is jy gereed om jou God te ontmoet? My broer en my suster, tyd vir kerkspeel is verby. Tyd om 'n Christen te wil speel is verby. Ek wil die kerk van Christus oproep op aksie. Ons roep revival. Maar weet jy wat, waar begin revival? Revival starts here. Revival starts in my heart. Revive me, O Lord. Ignite me. Daarom wil ek vanmôre vir jou sê, boetie, sussie, kom ons dien die Here soos nog nooit van tevore. Kom ons wees gereed om ons God te ontmoet. Moenie angstig rondkyk nie. Moenie kyk wat doen daai een of daai een nie. Dis wat ons maklik wil doen. Dis hoe maklik mense wil kyk. Sê, ag, het jy gesien daai een? Het julle gesien daai een? Woord van God sê vir my Openbaring, die 3de hoofstuk, kan julle gaan lees. Die wat lou is, gaan God uit sy mond uitspuug. Die King James sê, because you are cool, I'm gonna vomit you out. Hy gaan jou uitspoeg. My broer en my suster, ek wil nie uitgespoeg word. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie uitgespoeg word nie. Ek wil gereed wees as Jesus kom. Ek wil reg wees. My saak moet reg wees met die koning van die konings. En ek wil bid dat elkeen wat hier sou sit vanmôre, elke luisteraar, elkeen wat dit hoor vanmôre hierdie boodskap, wil ek vir jou vra, wees gereed, ons koning kom. Wees gereed. Ons moet luister. Nie in die duisternis wandel nie, maar wandel in die lig. Maak jou klaar om jou God te ontmoet. My uitroep vanmôre in hierdie kerk. Maak jou klaar om jou God te ontmoet. Kom ons sluit die oë in hierdie plek vanmôre. Abba Vader, Here, U ken elkeen se hart vanmôre in hierdie plek. U ken elkeen van ons, Here. My God, my uitroep vanmôre is, laat nie een die hemel sal mis nie. Laat nie een wat vanmôre onder die geklank van die woord is, hoor nie, Here, dat ons sal ons klaarmaak om ons God te ontmoet. Laat ons sal klaarmaak met die dinge van die wêreld, sal klaarmaak met die dinge wat ons weghou van U af. Here, dat ons sal gereed maak om ons God te ontmoet. Dat ons gereed sal wees, ons sal bekeer van ons verkeerde weë en dat ons U sal aangryp. Here, dat ons sal vashou tot daai dag wanneer U kom om ons te kom haal. Here, steek U vuur van die Heilige Gees weer in harte aan die brand. Ek bid vanmôre, Here, dat U met elke boeta, elke sussie in hierdie plek sal praat, elke luisteraar mee sal praat. Here, en dat hulle sal luister na die stem van die Heilige Gees. O, soete Heilige Gees, ek bid vanmôre dat U in elke hart sal spreek, dat U elke hart sal aandoen. En die Here, dat U in opbeddens met mense sal spreek, dat hulle sal gereed maak voordat dit te laat is. En Here, dat hulle sal uitroep, Here, wees my arme sondaar genadig. Wees ons genadig, Here, dat ons sal gereed wees wanneer U kom om ons te kom haal. Roep vanmôre, Here, kom spreek U met ons, lei ons, versterk ons. Here, waar daar so dinge wat verkeerd is nog in ons lewens is, vat dit weg, Here. Suiwer ons, reinig ons, Here, dat ons heiligmaking sal nastrewe en sal uitleef en dat U naam daardeur verheerlik sal word. Bid, Here, kom salf elke boeta, elke sussie aan hierdie plek vanmôre en spreek met ons.